ons kan nie vir God sê wat hy moet doen of hoekom of hoe ons dit maak of wat sy wees moet wees nie. Ons is die klei. God is God en hy is soewerein. Goeiedag luisteraars, ek hoop dit gaan goed met julle. Vandag praat ons oor of dit lasterlik is om vir God kwaad te wees. Onlangs het iemand in my gemeente direk daardie vraag gevra. Dit was nie noodwendig van toepassing op hulle nie, maar hulle het met 'n vriendin gepraat wat deur 'n baie moeilike tyd gegaan het, wat 2 kinders aan die dood verloor het. En toe praat die vriendin nou oop en eerlik met haar en die feit dat die vriendin gesê het sy was kwaad vir God op 'n tyd, het haar ongemaklik gemaak. Die vra sy nou hierdie vraag vir my, omdat sy haar vriendin weet, as 'n gelowige, die vra sy, is dit lasterlik? En ons gaan hierdie saam bespreek met Alistair van Heerden, Skalkbuys en Teenste Brein. So, nou kan ons met die gesprek begin. Die eerste vraag, en ek dink Skalk het gesê wil om antwoord, is waarom voel baie gelowiges skuldig wanneer hulle met God worstel? Ek dink in daardie opsig is dit dis eens jou besef van wie die Here is wat vir jou so sê, maar ek wat eintlik so 'n bietjie in jou fluister wat sê ek behoort eintlik nou nie kwaad te wees of frustreerd te wees met die Here nie. En ek dink 'n deel daarvan is ons besef werklik hoe goed die Here vir ons is in 'n mate. Jy weet dit is 'n aanspraak in ons, veral nie 'n gelowige is dit 'n aanspraak, of definitief nie gelowige is dit die Heilige Gees wat ons herinner aan die goedheid van die Here in daardie opsig. En so kan daar eintlik so 'n bietjie van 'n worsteling in die gelowige self wees. Eintlik 'n halfe tipe van 'n skuldgevoel veroorsaak wanneer ons worstel met die Here. Maar Ja. wanneer ons in lyding is, dan dink ons nie altyd noodwendig hierdie dinge deur nie. Wanneer ons in lyding is, dan voel ons nog steeds hierdie frustrasie, ons ervaar hierdie frustrasie. En dan is daar tog ook hierdie skuldgevoel wanneer ons daardie frustrasie het. En die gelowige weens die besef dat God juis goed is. En so is daar 'n tipe van 'n twee geveg aan die gang, die gelowige. Ja. Maar hy sê dat daar kan gelowiges met God worstel. En as hulle doen, moet ek nou hierdie vraag vra, indien dit so is wat is die groot verskil tussen 'n gelowige worsteling en net mense wat sommer maar in hardkoppige opstand, hardnekkige opstand teen God is? Ja, ek dink die Bybel maak van ekskuus ja. Nee, ekskuus. Ek wil eintlik net gou sê, ek wil net dalk terugstap voor die vraag nie, wat is die groot verskil tussen 'n gelowige worsteling en hardnekkige opstand teen God? Wat ek dalk net wil sê is 'n mens moet ook, as 'n mens nou kom tot hierdie vraag, eintlik vir jouself ook mooi uitmaak as gelowige, is jy wat is die kwaad, nee? Wat is die kwaad wat jy het en wat jy beleef? Ek dink ons moes dit dalk eers gedoen het vir die eerste antwoord. Nee, dit kan regtig kwaad wees vir die omstandighede, dit kan dalk kwaad wees omdat jy nie verstaan nie. Nee, en dit is na die opsigte wat 'n mens baie keer sê ons is kwaad vir die Here. Of dat ons beleef dat ons het 'n pomkoet in gebedvorm gebring en dat ons nou nie die antwoord kry wat ons wou gehad het nie, dan het ons nie regtig gebid dat U wil geskied nie. Ek noem dit net want afhangende van hoe 'n mens dit nou vat, dit het nogal 'n effek, en ek net om eintlik by Skalk aan te sluit, geloofsworsteling is dink ek, kan enigiemand gerus wees, is nie dieselfde as ongeloof nie, nee. As jy worstel in die geloof met sekere vrae, as jy by jou Vader besig om te worstel, jy is nie ver van God nie, maar skies, nee, ek wil net genoem het. Ja, nee, sorry, ek wil nie nou al Skalk sê, maar Skalk genoeg is die vraag geantwoord, maar dit is juist die ding. Die rede hoekom Job nie deur God verwerp was nie, alhoewel Job die hele tyd geworstel het, op 'n punt gesê, dit is onregverdig wat u doen,
Maar Job was nie verwerp nie, omdat Job aanhou het om tot God te nader. Aanhou het om met hom te worstel en hom vas te hou. Met hom, God was nog steeds 'n kardinale deel van sy lewe. Hy het aanhou na God toe gaan in sy nood, in sy pyn, in sy lyding. En dit is waar daar so 'n groot verskil kom. Baie mense, as hulle nou een of ander glei in die geloof gekry het, dan wil hulle niks meer daarmee te maak hê en hulle loop heeltemal weg. Ja. Job het nooit weggeloop nie. Ja. Ja, so ek wil dan noem by saam met Pieter dat ons sien werklik in die skrif dat daar gelowiges is wat in worsteling is. En ons sien dit baie keer ook met ons het nou juis vanoggend gepraat oor Hanna, waar sy nie noodwendig in 'n worsteling is met die Here nie, maar dat sy haarself ook in worsteling bevind omdat haar moederskoot gesluit was. En dan in haar hartseer en pyn en worsteling roep sy uit na die Here en het vra vir die Here om haar genadig te wees. En ons sien regtig die skrif gelowiges wat worstel met sekere situasies, wat worstel met die lyding wat hulle deurgaan. Job is nou die bekendste voorbeeld daarvan. Maar daar is vele ander figure in die Bybel wat ons kan opnoem. Maar ons sien ook die teenoorgestelde, nee, ons sien dat daar figure is en groepe is wat eintlik hardnekkig kwaad raak vir die Here. En wat eintlik sê hulle weet van beter. Hulle moes eintlik in Egipte agtergebly het, as ons nou vir Israel kan aanhaal. Dit sou vir hulle beter wees as hulle in Egipte agtergebly het. Dan sien ons daardie hardnekkige opstand wat Israel bied in die frustrasie wat hulle beleef. Eerder as wat hulle werklik in hulle lyding besef dat die Here, hulle moet eintlik gaan na die Here toe gaan en die Here vra vir uitkomste en hulp. Sien ons in Israel, spesifiek dan in die woestyn, dat hulle hardnekkig en beter weterig eintlik optree teen die Here. En eintlik woedend is, eerder as net kwaad, as dit is nou die twee so 'n bietjie kan onderskei van mekaar. Ja. Dat hulle 'n posisie van hoogmoed inneem in hulle woede, in hulle kwaad. En sou jy nie sê ook dit is wat Jona gedoen het nie. Het al Israel genoem, maar hoe is Jona dan verskillend van Job? Wat maak Jona se worsteling verskillend? Ek dink in daardie opsig Jona, hy is ook maar baie soos Israel, so 'n plek van hoogmoed uit en ook Jona, dus besef hy wou hê Nineve moes heeltemal verwoes word, omdat Nineve was een van Israel se grootste vyande. Nineve was 'n wreedaardige stad van wreedaardige mense. En hy wou hê die Here moes hulle straf. Hy wou hê die Here moes hulle uitdelg. En daarom gehoorsaam hy nie die Here nie, want hy bely self later. Hy het geweet die Here gaan bekering bewerk in die mense van Nineve. En hy's kwaad daaroor. Hy's kwaad oor die genade wat die Here teenoor hulle bewerk en aan hulle bied. En so sien ons ook daardie posisie van Jona, dink hy weet beter as die Here. Hy wil hê sy wil moet geskied eerder as wat die Here se wil geskied. Ja. En Ja. so sien ons weer daardie vergelyking. Ja, dit is so, as ook Jona was kwaad oor God oor wie hy is. En daar is nie meer, jy kan nie meer hardnekkig as dit nie. En ironies genoeg, Jona het gesê hy wil eerder sterf as om hierdie volk te sien bekeer, toe die boom nou dood gegaan het. God kon vir Jona sy wil gegee het en laat sterf, maar dit is juist weens daar dieselfde aspek van God se karakter wat Jona in opstand teen was, wat Jona aanhou leef het. En waarskynlik dalk die een is wat die boek geskryf het. So Jona was kwaad vir God se genade en dit is weens God se genade dat Jona nie sy wens gekry het om te sterf nie. So dit sê dit wil net daar uitwys. Ja. Maar nou, as ons kan aanbeweeg, ons sien baie voorbeelde van mense wat dis dalk anders is om direk vir God kwaad te wees, maar hulle raak moedeloos oor die taak wat God vir hulle gegee het. Mense sien dit in Moses wat op 'n punt gekla het dat hierdie werk is om te swaar. Ons sien Elia wat heeltemal in sak en as gaan sit het, omdat die volk nie bekeer het nie. Maar tog het God hulle bygestaan, hy het Elia versterk. Hy het vir Elia
nuwe taak gegee en gesê, werk is nog nie klaar nie. Hy het vir Moses, hy het sy Moses se las ligter gemaak, deur hom 70 ouderlinge te gee wat saam hom regeer. Wat sien ons aan God se karakter hierin, met hierdie kinders wat so oorweldig is dat dan na hom toe kom? Ja, Pieter, jy het nou eintlik ook al baie mooi van die antwoord gegee, nee. Ek dink wat so mooi is, ek dink iets wat 'n mens by Calvin kry is hoe dat hy praat van die hoedanighede van God. Die ou doppers het in die kosbare goud gepraat van sy volkomenhede of sy volmaaktheden. En 'n mens kry dit ook so in die geskiedenis van hierdie geweldige groot manne soos Moses en Elia, nee. Moses wat daar op 'n punt raak hy regtig moedeloos by die volk, nee. Hy sê as waarin dat dit vir hom, dit is swaar, dit is vir hom te erg dat hy met hierdie mense gedoen moet word, en dan bring die Here hom terug, nee, tot 'n besinning, nee, dat as dit vir jou erg is, nee, jy kan nogal besef wat doen hulle teen die allerheiligste Here. En ek dink met Elia dieselfde, het jy eintlik baie mooi gesê, nee, dat Elia nee gaan lê onder die besembos, gaan lê hy, nee, en daar vra hy ook nee dat hy moet sterf, maar ek dink wat 'n mens baie mooi kry dan in beide gevalle, nee, is dat God vernietig hulle nie in hulle swakheid, nee, hy het hulle nie laat gaan nie. Nee, dit is dus twee mense wat hulle worsteling na die Here toe gebring het. Ek dink so ook in die geval van Jona, wat hulle worsteling na die Here gebring het, en ons sien dan in al die gevalle dat hy versorg, hy versterk, hy rig hulle weer op. Nee, die Here gee vir Elia byvoorbeeld, hy gee vir hom kos, hy gee vir hom slaap, hy versterk hom, dat hy kan aangaan met sy roeping as profeet. So, dit dink ek, as 'n mens dalk nie kan sê, is baie mooi in lyn met wat ons ook in die Nederlandse geloofsbelijdenis bely, nee, dat die Here niks aan toeval oorlaat, nee, dat selfs dat die mense worsteling in hierdie geval van hierdie twee groot manne, maar selfs dit waardeur hulle gegaan het, nie aan die toeval oorgelaat nie, maar binne die beskikking van hulle hemelse Vader. Ja. Nee, dit is die troos. Ek wil net ook uitwys, dit is alhoewel God beide van hulle genade getoon het, is die wyse waarop hy met Elia en die wyse waarop met Jona gewerk het heeltemal verskillend. Elia was baie sagter, versterking, troos, hier is jou nuwe taak, jy werk is nog nie klaar nie, jy kan nog nie nou sterf nie. En Jona was dit amper asof hy klap gekry het en gesê het, kom oor jouself. So dit wys dat God werk verskillende mense. En miskien as ons nou hierdie vraag met antwoord van, is dit lastig om met God te worstel of om hom kwaad te wees? En ons ook toepas, as God verskillende mense werk, moet ons ook die saak op sy eie meriete toets. Maar ons gaan ook later daarby uitkom. Maar nou, 'n ander voorbeeld van iemand wat geworstel het, is Habakuk, wat gesê het, hoekom laat die onreg toe? Wat sien ons aan God se karakter in die manier hoe hy geantwoord het? Ek sê, Ja, nee, ek het nou die voorreg gehad om in die gemeente hier kort baie klein preekreeks deur Habakuk te dien. Hoekom ek dit so sê is 'n mens ons het so 'n boek net 'n kort preekreeks doen, dan besef jy hoeveel jy uitlos, nee. Kan mens wel eintlik weer terugkom daarna toe, en 'n mens kan baie langer daarby stil staan, maar goed nie, ek dink wat merkwaardig is van Habakuk is regtig, ek dink jy kry 'n vyandigheid teenoor God wat 'n mens sien vandag, nee, by die ongelowiges of by iemand wat ongeloof toon is iemand wat weg van God af worstel, nee, en net 'n klomp beledigings teenoor die Here gee, en eintlik om verklein of om afmaak as niks, of om afmaak as boos. Nee, mens sien dit in die ongelowige wêreld, in die aggressiewe ateïstiese wêreld. Dit terwyl mens by Habakuk, nee, ek het hom nou oop hier so, nee, hier sê hy daar in vers 2, hoe lank, o Here, roep ek om hulp, nee, hier kom hy na die Here toe, en na rus hy by die Here, en dan het hy hele klaag, nee, die hele klaaglied oor oor hierdie volk se sondes, en dit sê daarso, nee, verwoesting en geweld is voor my oë,
Nee, waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Nee, hy sê daar hoe die reg verdraai word en die geregtigheid omvergewerf word. Nee, en dan gee die Here vir my antwoord, nee, en dan gaan sy klag verder, nee, hy kan sê, maar hoe in die lewe, nee, kan u dit doen? Nee, hy vat dit regtig verder, maar wat merkwaardig is, dink ek van daai eerste hoofstuk so van Habakuk, nee, en hoe hy sonder antwoorde na die Here toe kom en as die Here hom die eerste keer antwoord, nee, dan sit vir hom nou nog erger, nee, dit is vir hom nog erger en in hierdie stryd wat hy het by die Here. Dis is eintlik so mooi net in daai vers 12 van hoofstuk 1 wat Habakuk sê is dan nie is u dan nie uit die voortyd nie, o Here, my God en my heilige, nee, dit bly sy Here, hy bly glo, hy hou vas aan die Here, en dan sê ons sal nie sterwe nie. Nee, dit is 'n geweldige ding om aan vas te hou, nee, dat hy regtig weet, die Here se woord is vas en betroubaar en dit is die waarheid. Nee, die omstandighede waarin hy verkeer is nie die maak of breek van 'n saak nie. Nee, dit wat voor lê is nie die maak of breek van 'n saak nie, nee, die onwankelbaarheid van alles lê in God se woord en dat hy nog steeds met al hierdie verskriklike moeilike vrae weet sy lewe is vas en veilig in die Here. En dit gaan natuurlik uit, nee, as eintlik by wys dat 'n mens soos 'n gelowige moet wag, jy wag op die Here, nee, en dat die regverdige sal uit die geloof lewe, nee. Nee, jy kan nie die gevaar loop om te sê, maar as u eers al hierdie klomp goed doen, dan sal ek nou rus en vrede hê om volkome myself aan u oor te gee in geloof nie, nee. Dit is so om die Here af te bring en om te wil misbruik op ons eie voorkeure, maar nou wys die Here, nee, die regverdige sal deur die geloof lewe. Nou natuurlik weet ons dit is net moontlik met die nuwe geboorte van die Heilige Gees om soos hier met Habakuk na die Here toe te kom, in die geloof te lewe, te sê my Here, my God, en te weet dat die Here jou nie sal laat gaan nie. Dit is natuurlik ook hoe die Habakuk baie mooi eindig, nee, is dat Habakuk hierdie onsag het vir die Here, sê daar sê ek het gevrees, en aan die einde van Habakuk 3 sê ek het gebewe, nee. Ek het al baie gesê, maar dit is eintlik merkwaardig, as 'n mens sien die voorbeeld wat Habakuk is vir ons, in ons worsteling, en die feit dat ons nie antwoord op ons vrae gaan kry noodwendig nie, dat ons bly vashou in die Here se woord. Ja, dit is die algemene tendens in al die worstelinge met God, of nou die psalms buiten Psalm 88 is, of nou Job is of 'n Habakuk is dit 'n voorbeeld van dat die psalmdigters, of nou 73, 42, wat ook al is, het na God toe gegaan en aanhou met hom werk. Job het dit gedoen, Habakuk het dit gedoen, hulle het aanhou na God nader, en die ander mooi tendens is, hulle almal het God geloof aan die einde. Habakuk, als hy dan ook die vyeboom nie bot nie, als hy die wingerd sonder drywe staan, daai bekende loflied, die psalms eindig in lof. So dit is, hulle hou aan God vashou, en hulle loof hom aan die einde. Maar nou, ek dink, voordat ek die volgende vraag vra, wil ek net 'n bietjie konteks gee van wat help met hierdie gedagte van worsteling. Wat is die verskil tussen die twee? Tussen 'n kind van God wat met hom worstel, en dan 'n pottebakker, en ek spring 'n bietjie vorentoe, en iemand wat net hardnekkig in rebelheid en God is, net wil wegloop. Ons sien ek dink dit is Jesaja 45, die beeld van die pottebakker en die klei, waar daar gesê word dat wie jou, as jy vir die pottebakker, as jy klei is en die pottebakker sê, wat maak jy? En dan haal in Romeine 9 dit weer aan. En wat daardie stuk beteken is dat ons kan nie vir God sê wat hy moet doen, of hoe ons dit maak, of wat sy wees moet wees nie. Ons is die klei. God is God en hy is soewerein. En met daardie in gedagte, hoe sal julle sê is die verskil tussen iemand wat hardnekkig teen God rebelleer en 'n kind van God het worstel? Ek dink ons het dit vroeër reeds so 'n bietjie aangeraak. Daarso is by die ek dink Jesaja 45 en daai gedeelte uit Romeine is
is daar verwyd teenoor God oor wie hy is. Dit is en die beeld van die pottebakker en die klei sê eintlik vir jou presies hoe belaglik dit is, nê. Vir ons om vir God te verwyd oor wie hy is so belaglik soos 'n kleipot wat vir sy pottebakker sê, hoekom het jy my so gemaak? So ek dink dit hang baie sterk af van die gesindheid waarmee 'n mens met die Here praat. Is dit 'n verwyd? Ek dink 'n verwyd wat baie keer maar saamgaan met selfbejammering, nê. En selfbejammering is sonde. So 'n worsteling met die Here, 'n worsteling met die Here is daar's meer 'n openlikheid en 'n eerlikheid oor jou hartseer, nê, en oor jou droefheid oor wat jy beleef. Maar om teen God in opstand te wees is om die Here vanuit jouself bejammering te verwyd oor wie hy is. Nee, en dit is eintlik 'n massiewe verskil. Of jy verwerp God omdat jy sê dat ek hou nie van wie jy is en wat jy doen nie, wat die hoogtepunt van arrogansie is. Of jy ag jou eie wil te hoog. Beide kom daaruit. En die pottebakker wat die klei se pottebakker wil sê dat jy doen verkeerd. Of jy dink jy weet beter of jy haat die een wat jy gemaak het. Kyk dit al twee. En dit is waar die verskil in kom. Dis 'n worsteling en rebellie volgens my. Wil jy iets bylas daarbey? Ja, ek dink dit kom regtig daarby in dat jy in die beeld van die pottebakker, net nie berus in dit wat die Here vir jou bekend maak nie. Ek dink as jy so half begin die grens oortree en te sê maar tot ek nie my sin kry, tot ek nie dit of dat kry, dan begin 'n mens gevaarlike terrein betree, net vir die luisteraar se eie gedagtes vorentoe. Jy begin 'n gevaarlike terrein betree as 'n mens kyk, dit is werklik moeilik om in goeie tye en om in moeilike tye te bid laat U wil geskied. Al twee, en daai gebed is baie moeilik in al twee tipe tye. En mens moet dit werklik besef wat ons bid, wat ons van die Here vra, en dat ons weet dat hy weet wat is goed, en dat die goed wat hy weet sal vir ons bewerk word. Dit is die groot troos wat Romeine vir ons gee as gelowiges. Ja, nee, dit is en nou een van die laaste vrae is, sou julle sê dat daar's ook tye wat Christus met sy Vader se wil geworstel het? En indien so, hoe is dit vir ons die perfekte voorbeeld van hoe om dit te doen sonder om te sondig? Ek dink aan die tyd van Getsemane sien ons dit video of ek sien braaf genoeg om te sê Christus het geworstel met die Vader se wil nie. As ek dit so kan stel. Maar ek dink ons sien iets daarvan van hoe ons frustrasies na die Vader toe moet neem. Dat ons in gebed na die Vader moet gaan, en nogtans al is ons in 'n saak van frustrasie, al is ons in 'n saak van bekommernis en angs, soos wat Christus homself bevind het in die tyd van Getsemane, dat ons nogtans ook kan bely, nog nie my wil nie, maar dat U wil geskied. Dat ons berusting vind in die wil van die Here. Ja, en dit sluit aan by wat Alistair gesê het. Pieter, kyk, jy het nog 'n ding, wat mense mooi moet oplet met hoe werklik kragtig daardie woorde is, Christus se gebed. Maar regtig besonder, maar ook dat hy tot sy hemelse Vader bid. Hy weet by die Vader, en dan ook selfs in die kruis, hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Dan hou hy aan sê, my God.
dit hoor net by gelowiges wat destyds op 'n manier deur die kerk seer gemaak is of wat ook al die geval mag wees en kon die kerk verlaat het om te sê nee, hulle glo in die God wat al die slegte goed laat gebeur nie. Dit is totaal anders. Dit is totaal anders. Christus bly roep my God, my God. Nee, dit is so. Dit is so. Christus het weer eens altyd aanhou tot die Vader nader en aanhou sê maar sê u wil moet geskied. Dit is die verskil. En met in gedagte die laaste vraag. As ons nou op 'n punt kom waar ons werklik worstel, hoe moet ons dit doen? Nee Piet, ek dink ek sal sê, hoe ons dit sal doen is dan met baie nederigheid, met groot ontzag vir die Here. Ek dink daar's 'n baie mooi Afrikaanse woord. Pieter ons nou verlaat, sal nou weer terugkom glo ek. Maar ek dink in daardie opsig, die mooi Afrikaanse woord wat ek wil noem is godsvrug. En dit behels om ontzag vir die Here te werk. Moet besef dat vir elke ding wat ons doen en sê, gaan ons verantwoording doen by die Here. Maar ook so met die besef dat die Here ons ook versorg, dat hy alle mag het om ons ook te versorg en redding te bied, daar waar ons wel in moeilikheid is. Maar Pieter het nou net laat weet dat hy het so 'n bietjie probleme. So ek weet nie of een van julle enigiets nog wil byvoeg nie. Nee, dat is vir my groot rustigheid. Ja, ek vertrou dat julle die regte dinge gesê. Dit is misschien net God se wil altyd bid laat dit geskied en aanhou na terug toe God toe kom, want ons sien hy verlaat jou nie. Ons sien hy verwerp jou nie. En mens sien dat as jy aanhou na God toe terugkom, eindig dit in 'n lofsang deur al die voorbeelde heen. Maar met dit, ek is jammer nou luisteraars as dit so klein bietjie disjointed was met ek en nou ingekom het. My syne is stout, hy luister nie, hy gooi my uit. Maar dankie dat julle vir hierdie swaarder onderwerp hierso was en ons hoop om julle weer te sien. Ja, ek dink die mense ook ons hierdie is nie 'n volle aanbieding op die hele vraag oor kwaad en oor sleg in die wêreld of lyding nie. Dit is baie spesifiek soos wat Pieter ook in die begin aangedui het. Ek dink dan nog ruimte wees vorentoe vir verdere gesprekke. Dankie julle. Goed, mooi dag. Tot dan.